Voorsitter. 'n volk sonder 'n stem is soos 'n bijekorf sonder bye. Doodstil, sonder 'n doel. Soms, net soms, dames en here, daag iemand op wat die bijekorf skop en die status quo uitdaag. Auntie Krog, Jobie Fourie, Generaaldelary en Karen Zoid, om slegs enkele voorbeelde te noem van Afrikaners met hul eie bijekorfskop agendas. Ek maak my stem dik en verklaar. Dis die beste agendas van die bijekorf skop, wat ons voorsien van die soetste Here. Die eerste reël van 'n goeie agenda is juis om dit nie 'n agenda te noem nie. Noem dit eerder 'n strategie vir vooruitgang. Die beste agendas veroorsaak golwe, roer die pot en skop soms selfs die bijekorf. Maar hoekom? Verandering gebeur nooit in stilte nie. Die sin nie van manipulasie is nie altyd sleg nie. Al het die woord manipulasie 'n negatiewe assosiasie, is dit eintlik 'n noodsaaklike hulpmiddel. Robert Greene, bekende skrywer van The 48 Laws of Power, asook deskundige op die gebied van menslike gedrag, skryf in sy 2012 boek Mastery, dat suksesvolle mense strategie gebruik om vooruit te beweeg. Hierdie idee is nie net van toepassing in die sakewêreld nie, maar ook in politiek en sosiale bewegings. Dink 'n bietjie aan Nelson Mandela. Sy agenda om Suid-Afrika te voorsien het dikwels aan manipulasie gegrens. Maar hy het strategies opgetree. Hierdie strategiese manipulasie het uiteindelik vrede gebring. Manipulasie is nie altyd parasities van aard nie. Dit kan ook simbioties wees, waar almal uiteindelik baat. Volgende. Niemand hou daarvan om gemanipuleer te word nie, en beslis nie ek nie. Strategie en manipulasie klink dalk indrukwekkend, maar is 'n heeltemal ander storie wanneer iemand die status quo begin ontwrig. Dis word dinge interessant raak, want waar vooruitgang gebeur nie deur in die skare weg te smelt nie. Dit verg moed om iets te verskuif, te skud en selfs omver te werp. Walter Isaacson, biograaf en historikus, beklemtoon in die volksartikel How Steve Jobs Changed Technology and Entrepreneurship Forever van 11 April 2024, hoe Jobs tegnologie en besigheid onherroepelik verander het. Nas Bisetti is 'n kenner op die gebied van leierskap en korporatiewe welstand en het haar loopbaan as 'n assistent by Apple begin. Sy skryf in haar boek Pause, Breathe, Choose. Become the CEO of your own well-being, uitgegee in 2021, hoe meneer Jobs bestaande norme uitgeraag, ontwrig en oortref het, deur nie net produkte te skep wat die mark verander het nie, maar ook heeltemal nuwe standaarde vir innovasie gestel het. Hierdie benadering illustreer sy bereidwilligheid om die tegnologie bijekorf te skop. Want sonder ontwrigting bly ons net op een plek vassteek. Die beste agendas is nie passief nie. Dit daag uit, dit herdefinieer en ja, dit skop soms selfs die bijekorf. Laastens, eerlikheid in verhoudings is soos 'n mes. Dit kan steek, maar dit kap ook 'n pad oop. Soms moet jy die bijekorf skop, nie omdat jy wreed is nie, maar omdat jy omgee. James Clear, 'n wêreldkenner oor gewoontes en menslike gedrag, skryf in sy 2018 boek Atomic Habits, dat ware groei begin wanneer jy ongemaklike waarhede aanvaar. Hy sê, as jy 'n gewoonte wil verander, moet jy eers eerlik wees oor hoekom jy dit het. Dit geld ook vir verhoudings. 'n Ouer sê dalk vir sy kind, ek weet jou broer irriteer jou, maar hou jy net om praat, wys wat 'n tipe mens jy is. Dis nie vreed nie, dis 'n kosbare lewensles. In die artikel is versoening moontlik, gepubliseer op die webwerf juig.co.za op 3 Februarie 2022, stel Letitia Klekkers, 'n vooraanstaande egskeidingsherstelkundige, dit duidelik. Radikale eerlikheid is die enigste, ek herhaal myself, dames en here, die enigste manier
om vertroue te bou. As jy nie eerlik is nie, dan vrot dinge in die donker. Nou ja, dames en here, ek kan nie oor blaatante eerlikheid praat sonder om die volgende met u te deel nie. My liefste ma het einde verlede jaar vir my gesê, ek is 'n egosentriese, selfgesentreerde Hans Bliksem. Dit het seer gemaak. Maar soms is dit die waarheid diep. Gelukkig het my ma se Bijenkorfskop agenda tot my groei gelei. Die waarheid steek, ja, maar is juist daardie steek wat ons wakker skud en sterker maak. Moenie bang wees om die Bijenkorf te skop as dit nodig is nie. Want daardie gesoen, dan kom die verbetering. Dames en here, NP van Wyk Lou het eens gesê, dis diegene met 'n waagmoedige gees wat die geskiedenis verander. Ons is nie hier om stilweg die wêreld te aanvaar soos dit is nie. Donald Trump, dankie. Maar nee, dankie. Ons agenda is om hier te skop. Die beste agendas is diegene wat bereid is om die Bijenkorf te skop. Nelson Mandela het gemanipuleer vir vrede. Steve Jobs het ontwrig om te skep. En soms moet die lem van eerlikheid sny om te bou. Ons is 'n volk met 'n stem wat alskoppend die soet heuning van vooruitgang